Geliefdes, dit is woensdagoggend die 4de Junie. En ons nooi uit eerskomende Sondag, die 8de Junie, na die nagmaal, wanneer ons ook Pinksterfees met mekaar gaan saamvier. En dis met groot verwagting wat ons daarna uitsien en reeds vra dat U nou die erediens en die kosbare sakrament van die nagmaal aan die Here sal opdra, sodat elkeen wat dit kom bywoon en dit gebruik deur die Heilige Gees in hierdie Pinkstertyd ook vernuwe en genesende belewennisse sal ervaar. Liewe broers en susters, gister het ons nou gekyk hoe die Heilige Gees dan nou ook hulpmiddels gebruik, onder andere dan God se woord. Vanoggend die vraag, het ons self dan nie 'n verantwoordelikheid, ook in hierdie hele proses van vernuwing en gesondwording nie? Natuurlik. Op 'n stadium, baie jare gelede, het ek 'n kosbare verhaal gehoor van 'n dominee in die synode, Dominee Barnard, en hy het die volgende vertel. Hy het gesê, hy het in 'n kliniek vir mense wat aan alkohol en ander middele verslaaf was gewerk, en hy moes dikwels met die pasiënte gaan praat oor verkeerde persepsies, gesindhede en uitgangspunte in hulle lewe. Baie van hulle was maar erg hardkoppig en wou nie graag veranderings aanvaar nie. Die meeste deurbrake het egter tydens die oggendgodsdiens gekom, vertel hy, waar hy dan die woord van die Here aan hulle kon verkondig. En wanneer die woord met hulle begin praat het, deur die Heilige Gees, het hulle gesindheid begin verander. So vertel hy dat hy onthou van 'n sekere pasiënt wat sy oudste broer verag het. Die broer het hom uit sy erfporsie verkil en sy familie teen hom laat draai. Selfs sy ma het hom verwerp. Sy oudste broer het hom 'n dokument laat teken waarin die bedrag wat aan hom uitbetaal moes word baie verminder was. Hy het geteken sonder om eers die dokumente lees. Later het sy broer gesê dat dit wel gelees was en dat hy tevrede was met die sogenaamde bydrae, wat volgens hom natuurlik 'n infame leen was. Die broer was egter 'n gesiene man en selfs ouderling in die kerk, en almal het die broer geglo. Die gevolg was dat hierdie pasiënt vereensaam het, deur almal verwerp gevoel het en hom einde ten laaste aan alkohol begin oorgee het. Hy het gesweer dat hy sy broer nooit sou vergewe nie. Hy kon insien dat sy haat en sy wrokkigheid sy eie lewe vergiftig, maar hy kon hom net nie so ver kry om sy broer te vergewe nie. Baie jare later het Dominee Barnard hom weer op 'n gesinskamp raakgeloop. Van alle plekke 'n gesinskamp. Hy het, wat materiële dinge aanbetref, maar min gehad. Arm man. Maar hy en sy gesin was geestelik ryk aan vriende en ryk wat betref innerlike kwaliteit en innerlike genesing. En toe Dominee Barnard hom nou oor die verandering in sy lewe uitvra, was hierdie pasiënt van toentertyd se antwoord eenvoudig die volgende: ek het begin om Bybelstudie te doen. In die kliniek moes hulle elke dag 'n stukkie persoonlike Bybelstudie doen. En hy vertel, na sy behandeling het hy nog materiaal aangeskaf en begin om verder Bybelstudie te doen. En sy belewenis was dat die Heilige Gees sy hele lewe begin verander het. Hy het selfs sy broer vergewe en die onmin tussen hom en sy hele familie uit die weg geruim. Hy het innerlik gesond geword en, glo dit, hy was 'n nuwe mens. Geliefdes, wat 'n wonderlike getuienis is dit nie? So weet ons dan dat deur die Heilige Gees se werking het ons ook 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie net terugsit nie. Net soos hierdie man
het hy aangehou met Bybelstudie. Hy het homself gaan verdiep in God se woord. En dit vra soms dat ons sal sê, Here, ons is te swak. Maar gee U ons die innerlike krag. Wil U deur die Heilige Gees ons naby wees en bystaan, sodat ons, Here, self verantwoordelikheid sal neem, om ook in die krag van die Gees, Here, genesing te soek, te smag en te dors. Ons bid dit vir mekaar. Mag elkeen van ons die Heilige Gees vertrou en vra om ons naby te wees, sodat ons self ook sal verantwoordelikhede neem rondom ons eie geestelike en innerlike gesondheid. Amen.